voor na die kant hardloop. Ek gaan die EFF daarna toe stuur. Ja, ek dink Orania is 'n plek, is 'n brandpunt, menende daar, hy's in die oog van die revolusionêres, hy's in die oog, so hulle teiken hom, so ons sal dit sien. Nou ja, ek gaan die kommentare afsit, dan gaan ek praat, as jy kyk, kyk jy, en as jy nie kyk nie, dan kyk jy ook nie, dit is so, dat 'n mens nou maar, ek sal weer aansit, reg, want anders te kom ek nie klaar nie, is my, ja, ek weet nie of hy donker is nie, maar ek kan myself sien. Goed, kom ons kyk het, dat ek het gou die datum gekry. Goeiemiddag almal, 12 Oktober 2025. En na aanleiding van hierdie hype oor die Jode, en daar gaan nou vrede kom, en Donald Trump het nou vir ons vrede bewerkstellig daar. Dis net 'n sot wat dit gaan glo. Maar na aanleiding van dit, is daar weer baie stories oor die laaste week van die Daniël 70 week profesie, Daniël 9. En daar is weer baie stories van die derde tempel is op pad. Jong, hulle het al sy planne, en die wat nou gaan dien in die derde tempel, hulle is reg, hulle het hulle ou kleertjies reg, en die koor gaan nou as ook reg, hulle het lank al geoefen, is die grootste klomp nonsens denkbaar, is absoluut satanies. Maar, daar is baie mense wat dit wil regverdig met Bybelversies, en hulle is lief om dit daar by Daniël 9 te gaan haal. En op grond van daai uiteensetting van die laaste week van Daniël, wil hulle vir jou kom verduidelik, nee jong, daar moet 'n Joodse staat wees, om hierdie laaste profesie in werking te laat gaan, want daar moet nou 'n vrede kom. Daar was nog nooit vrede in die Midde-Ooste sedert 1948, toe die Jode daar ingetrek het nie. So enige ou wat dink, daar gaan nou vrede kom, maak die fout van sy lewe. Want die Joodse staat is nie in staat om enige vredesverdrag te onderteken of by te hou nie. Ek het nou die dag gesien, ek het, iemand het inligting daaroor by mekaar gemaak, ek dink sedert 2002 het die Joodse staat 64 wapenstilstande eensaidig gebreek. So, 'n ceasefire, hulle kan nie. So, dis in sy genetika is dit nie vir hom moontlik om by 'n wapenstilstand of by 'n vredesverdrag te hou nie. En enige iemand wat dink, dit is so, daai ou ken nie die geskiedenis nie, sies tog. Die Jode sal ook hierdie sogenaamde vredesverdrag, wat geen vrede hoegenaamd is nie, maar wat hulle so aan jou wil verkoop, sal hulle ook verbreek, en hulle sal dit baie binnekort verbreek. Mark my words. So, kom ons kyk, dat ons hierdie Daniël 9 profesie, die 70 week profesie verstaan. Kom ons kyk, of ons hom kan verstaan, want hy is nie so moeilik nie. Ek dink natuurlik, hy hardloop op verskillende vlakke, want dit is wat 'n mens leer in jou Bybel. Nou, as jy ooit in jou Bybel, jy lees in jou Bybel Jerusalem, en jy lees Sion, en jy lees Samaria, en jy dink dit het te doen met die Joodse staat, dan het ek vir jou slegte nuus. Die Bybel is geskryf in profetiese taal, en as jy nie die profetiese taal verstaan nie, wel, dan gaan jy dink jy het te doen met geografiese liggings. So jy het hier te doen met profetiese taal. En jy moet die simbool kry, wat die simbool ook al is, dan moet jy gaan uitvind wat is hierdie simbool. Goed, so, as jy dan lees van Jerusalem, moenie aanvaar is die plek daarbo nie. Dit is nie. As jy lees van Sion, moenie dink dis die ou heuweltjie daarbo nie. Dit is nie. Dit het te doen met 'n volk, en ek gaan dit vir julle wys. Ek gaan dit uit die Bybel uithaal. So, volgens die Daniël 9 profesie, is daar nou 70 weke wat op sy gesit is. En 'n week, of dan is eintlik 'n 7-tal. Nou, hulle werk dan, baie mense hou daarvan om dit te sê, wel 'n 7-tal is nou 7 jaar. 'n 7-tal kan 49 jaar ook wees, of 'n 50 jaar, want dit is 'n jubileum. So, daar is baie, baie mense wat nie noodwendig sal sê, maar ons het hier te doen met 'n 7 jaar tydperk nie. Maar jy kan hom, as jy hom gaan uitwerk, kan jy hom uitwerk op 'n 7 jaar tydperk. So menende,
70 maal met 7 jaar. Dit is waarmee jy dan nou werk. Nou kom ons werk op daai basis en ons kyk of ons hom kan uitwerk. So hy sê 70 7-talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. So hy noem 2 elemente hier. Jou volk en jou heilige stad. Nou hier kan ons sê wel, dit moet te doen met Jerusalem, daai een daarbo, maar die volk is wie dan nou? Die volk is Juda, die Judeërs. So hy het 2 elemente wat hy hier hou. Hierdie 2 elemente is nie noodwendig een ding nie. So baie mense sê, ja wel, die Jode is nou in Jerusalem, dit gaan nou oor hulle. Nee, is 2 verskillende elemente wat hy hiervan praat. So hy sê 70 7-talle, so 70 weke, of dan nou 70 maal met 7 jaar, is oor jou volk, dis die Judeërs, nie oor Israel nie, oor die Judeërs, en jou heilige stad bepaal, hy staat daarbo, om die goddeloosheid te voleindig, baie belangrik, om die maat van sondes vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen, en om ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseël, en om wat hoogheilig is, te salf. Nou, as jy mooi na hierdie hele profesie kyk, en die Jode sê, jy mag hom nie lees nie. So volgens die Jode mag jy nie Daniël 9 lees, en dan rus daar 'n vloek op jou. So as jy na hierdie profesie kyk, het dit baie te doen met Jesus Christus. So dit gaan nie oor dat die goddeloosheid moet voleindig word. Ons kan nou kyk na daai, of ons iets kan kry in die Bybel daaroor. En om die maat van die sondes vol te maak, so die beker moet oorloop. Die beker van ongeregtigheid moet oorloop. Dan kan God intree. En om die ongeregtigheid te versoen, nou wie gaan die ongeregtigheid versoen? Jesus Christus, hy het gekom as die versoening. En om ewige geregtigheid aan te bring, wat het daarmee te doen? Dit het te doen met die herstel van Israel, wat dan nou sal uitloop op die 1000-jarige vrederyk, waar Jesus self op aarde kom regeer. Dit is waarmee dit te doen het, om ewige geregtigheid aan te bring. En om gesig en profeet te beseël, en om wat hoogheilig is te salf. So, gesig en profeet, wat het dit te doen? Dit het te doen met Bybelse profesie. Dit moet beseël word, dit moet vervul word. En om wat hoogheilig is te salf. Wie is gewoonlik die hoogheilige? Dis Jesus Christus. Is hy gesalf? Ja, hy is gesalf. Onthou julle die vrou het gekom, toe salf sy hom met nardesalf, en sy was sy voete. Onthou julle dit? Hy is gesalf. Hy is die gesalfde. So, baie belangrik. So 70 maal 7 jaar is opeengesit. Nou die idee is dat hulle eintlik aan mekaar loop. Al hierdie 70 maal 7 jaar gaan nou aan mekaar loop. Nou, hy doen nie. Maar, hy is maar net so by die laaste deel, kom jy agter, maar jy kort getal, maar ons gaan nou daaroor praat. So kom ons kyk, ek het gaan kyk of ek versies kan kry wat hierby inpas. 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Nou ja, so die bloed van Jesus reinig ons van hierdie ongeregtigheid. Hy is 'n versoening vir ons ongeregtigheid. 2 Petrus 3 vers 13, maar ons verwag volgens sy belofte, nuwe hemele en nuwe aarde, waarin geregtigheid woon. So, ons verwag nie net 'n nuwe hemel nie, en die geregtigheid gaan nou daar woon nie, daar kom ook 'n nuwe aarde, en die geregtigheid sal hier op aarde woon. Daarom is daar nie 'n wegraping nie, want God gaan nie die aarde oorhandig aan Satan om op te speel nie. Glad nie. Inteendeel, die hele doelwit is om die aarde dan so skoon te maak dat God oor hom kan regeer. Sodat ons kan teruggaan na die tydperk voor die sondeval. Goed, kom ons gaan aan. Dan sê hy, hy sê die volgende vers, nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde, 'n vors, is 7 7-talle. Naamlik 7 maal 7 is 49 jaar.
Nou ja, en 62 7-talle lang sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. Nou as ons hier lees, is dit duidelik dat ons te doen het met 'n profesie wat reeds in vervulling gegaan het. Ons ken die geskiedenis. Die Judeërs is weggevoer, hulle was daar na Babylon toe, en na 70 jaar kon hulle terugkeer. Ek dink dis Cyrus, ek dink dit was toe die Persiërs regeer het hulle die volk teruggestuur, en hy het 'n tipe van 'n edik, 'n bevel uitgevaardig, waar volgens hy gesê het, hulle kan nou die tempel en die stad gaan herstel. En hulle het hom herstel met die swaard in die een hand en die troffel in die ander hand. Dit is hoe dit gegaan het. Nou daardie tydperk klink soos 'n 49-jarige tydperk wat daar 'n opbou en 'n herstel plaasgevind het, vanaf die bevelskrif uitgevaardig is, totdat hulle min of meer die bouwerk kon afhandel, klink vir my soos 'n 49-jarige tydperk. Dan sê hy, en 62 7-talle, dit wil sê 62 maal met 7 is 434 jaar, sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. Nou dit is so. Daar was aanhoudende probleme, daar was aanhoudende oorloë. So hierdie herstel van Jerusalem was 'n probleem, want dan herstel hulle hom, dan is daar weer 'n afbreek van die muur, daar's 'n oorlog, daar is krisisse, en dit is asof die vesting, die stad self nie min of meer klaarkom nie. Daar's 'n aanhoudende krisisse. As dit nie die Grieke is nie, is dit die Romeine, en so gaan die probleem aan. So, dit is, hy sê dit, en dit het min of meer in vervulling gegaan. En die idee was dat as jy nou jou 49 jaar en jou 434 jaar bymekaar tel, wel, dan kom jy by Jesus uit. Dit wil sê, kom by sy geboorte uit, en dit is hoekom die Jode sê, kan eintlik nie Daniël 9 lees nie, want dit bewys hulle verkeerd. Dit bewys dat hulle het Jesus vermoor 2000 jaar terug, want hulle het gesê, hy is nie die gesalfde nie, hy kan glad nie die gesalfde wees nie, hy was 'n aktivis, en hy het betaal daarvoor met sy lewe, en ja, hy het eintlik geweet wat hy doen nie, en nou ja. Maar as jy nou hierdie Daniël 9 mooi verstaan, wel, dan het jy te doen met die koms van Jesus Christus, en die bevestiging dat hy wel die Messias was. En dit is soos ek sê, daarom mag hulle dit nie lees nie. Dan sê hy, en na 62 7-talle, sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. Nou daai woord uitgeroei kan ook wees afgesny, menende sterf, maar sonder iets vir hom, en die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. So, baie duidelike uiteensetting. Ek meen, as jy dit lees, dan moet jy sê, maar ons het hier te doen met die koms van Jesus Christus. Jy kan nie eintlik sê, dis iets anders nie. So, na 62 7-talle, dit wil sê 7 maal 7 jaar, plus 7 maal 62 maal met 7 jaar, kry jy nou in totaal 69 maal met 7 jaar. Dis wat jy dan nou kry. So jy het 69 7-talle, 69 weke, waar week dan nou 7 jaar is, het dan nou verloop. En wat gebeur dan? Wel, sal 'n gesalfde uitgeroei word, afgesny word, sterf, maar sonder iets vir hom. En wat gebeur dan? Wel, en die volk van 'n vors, wat sal kom, sal die stad en die heiligdom, wat is hierdie heiligdom? Onthou oor wie is die belofte gemaak? Hierdie 70 7-talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. So, oor wat is dit nou? So, die volk van die vors wat sal kom, sal wat verwoes? Dit sal die stad verwoes, Jerusalem. Sal dit die heiligdom is die volk, die Juda volk, sal dit hulle ook verwoes? Korrek. So, dit is mos nou die profesie, dit vir jou van die begin af gesê, vir wie is hierdie profesie? Die profesie is vir Juda, nie vir die Jode nie, maak asseblief nie die fout nie. Die woord Jood kom nie eers in jou Bybel voor nie. Dis 'n vertaalde konsep wat
iewers langs die pad ingekom het, hier van die 15e, 16e eeu af. Dit kom nie in die oorspronklike teks voor nie. In die Grieks staan daar Judaios, en in die Hebreeus staan daar Judite of Jehavedite, so, of Judeërs, soos ons hom vertaal het. Goed, so, hulle het hom, soos ek sê, hulle het hom foutief gaan vertaal met die woord Jood, wat nie reg is nie. En nou hoor ons die woord Jode daarbo in die Midde-Ooste, nou dink ons, joh, dit het nou te doen met hulle, is dieselfde groep mense, nee, het is nie dieselfde groep mense nie. Die woord Jood kom nie in die Bybel voor, het staan nie in die oorspronklike teks nie. Ja, hulle het hom ingeskryf, maar dit is verkeerd, dit is 'n verkeerde vertaling. En daar's baie verkeerde vertalings in jou Bybel, soos die woord Here, wat nie veronderstel is om daar te staan nie, daar moet staan Jahwe. Maar kom ons gaan nou terug. So hy sê, dat na 62 7-talle, plus nou die 7x7-talle, so na 69 weke, sal die gesalfde, wie is dit, Jesus Christus, sal sterf. En wat sal na die tyd gekom? Wel, die stad en die heiligdom sal verwoes word. Het dit gebeur? Ja, 70 na Christus, het die Romeine gekom, en daar was weer 'n krisis met die opstandelinge, en hulle het die stad verwoes. Stad verwoes, en baie moes vlug. Dit was 'n redelike slagting, die wat gebly het is geslag, en die ander het gevlug. Meeste van hulle het maar gevlug daar na Europa toe. So, hierdie Judeërs, ons noem hulle die vrygeraaktes, hulle het gevlug. God het hulle gedwing uit Jerusalem uit, sodat hulle die evangelie moet gaan verkondig. En waar het dit gaan verkondig? In Europa. So, hier sê hy dit mooi, die stad en die heiligdom, wie is die heiligdom? Dis die volk, dis die Juda volk, want die Judeërs was teen daai tyd 'n volk, en onthou, Israel word baie volke, want dit is 12 seuns, en uit daai 12 seuns kom baie volke, maar hier op die einde praat hy dan nou van Juda, en hy praat van hulle as 'n volk. Wie het teruggekeer uit Babylon, uit Juda? Of is Israel? Nee, Juda het teruggekeer. Israel was toe al daai ander 10 stamme was heeltemal verstrooi. Reg. Dan sê hy, maar sy einde, watter einde? Dis nou die einde van die stad en die heiligdom sal wees met 'n oorstroming. En tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. Goed, voor ons aangaan hierso, kom ons kyk of ons 'n beginsel kan neerlê hierso. Heiligdom. Ek sê vir die heiligdom is Juda, want jy kan dit aflei uit die verse uit. Maar kom ons kyk, miskien staan dit in die Bybel ook. Psalm 114. Toe Israel uit Egipte getrek het, die huis van Jakob uit 'n volk met 'n vreemde taal, het Juda sy heiligdom geword, Israel sy ryksgebied. Hier staan dit, Psalm 114 vers 1 en 2, daar staan dit. Dan gaan hy verder aan, hy sê Psalm 20, mag hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion. Sion is 'n ander naam vir Juda. Gaan soek het, jy gaan dit kry in die Bybel. So hier is dit duidelik dat die heiligdom is Sion, en Sion het ons nou net gelees is Juda. So kan jy sien hoe koppel ons die simbole aan die betekenis. Klaagliedere van Jeremia 2 vers 7. Die Here het sy altaar verwerp, sy heiligdom ontheilig, die mure van haar paleise in die hand van die vyand oorgelewer. Hulle het 'n gedruis gemaak in die huis van die Here soos op 'n feesdag. Mense dink dit het te doen met die tempel en die verwoesting van die tempel in Jerusalem. Ja, dit het te doen met die verwoesting van 'n volk. Hierdie volk is die heiligdom. En hierdie volk het 'n altaar. En daai altaar is die voortdurende offer. Nou hierdie heiligdom is die boerevolk. Dit is iets wat mense nie wil aanvaar nie, want hulle is maar geïndoktrineer. Nou ja, ek is hier om die te leer wat wil leer en die wat nie wil leer nie. Ja, ongelukkig kyk almal my video's, is interessant, selfs die wat my nie glo nie, en graag met my wil stryf, al daar op YouTube, kyk almal Deborah se video's. Hulle is groot subscribers, as ek 'n video uitbring, kyk hulle om eerste, want hulle is die ouens wat die eerste moan oor wat ek gesê het. Interessant, né? Hoe God die ouens aan hulle ore vat, die ongelowiges en die ongereddes, en sê, kom luister, en dan luister hy die video, sodat hy na die tyd kan kritiek lewe. Maar goed, so die Here het sy altaar verwerp,
Nou die altaar kan nie Jesus wees nie. 'n Altaar wys op 'n offer. Watter offer? Wel die voortdurende offer. Want die voortdurende offer is afgeskaf. Want wat is die voortdurende offer? Is die gelofte. Die gelofte van 16 Desember 1838. So ek het al bietjie oor gepraat, ek het baie leringe daarop op WhatsApp, jy kan my vra en stuur ek dit vir jou. Maar hier is dit duidelik. Die heiligdom is 'n volk. Jesegiel 9 vers 5, maar aan die ander sê hy voor my ore, trek agter hom aan deur die stad en slaan, dat julle oog nie verskoon nie en moenie spaar nie. Slaan dood grysaards, jong manne en jonge dogters en kinders en vroue tot vernietiging toe, maar raak aan niemand op wie die teken is nie en begin by my heiligdom. En het begin by die manne, die oudstes wat voor die huis was. Het dit te doen nou eintlik met die tempel? Nee, dit het te doen met 'n volk. Die heiligdom is Juda. Hy sê hierdie Judeërs moet uitgeroei word. Net die wat die merk het, sy merk, hulle mag behoue bly. So, dit is die opdrag. Die opdrag is maak skoon onder Juda, wis hulle uit, dan mag 'n handjievol oorbly. Daai handjievol is minder as 'n tiende. Hy sê dit spesifiek, dis minder as 'n tiende. Dit staan daar in Jesaja, ek dink Jesaja 6. Goed, Daniël 11 vers 31, en deur hom sal leers op die been gebring word en die heiligdom, die vesting ontheilig, en hulle sal die voortdurende offer, die altaar, afskaf en die ontsettende gruwel opstel. Dit het met die Jode niks te doen nie, dit het met die tempel niks te doen nie. God is lankal verby die punt dat hy bly in huise wat ons gemaak het. Hy werk nie met dit, hy bly in 'n volk. So hierdie heiligdom is wie? Is die boerevolk, is Juda. Nou ja, so as jy nie kan glo dis die boerevolk nie, verstaan dan ten minste dis Juda. Goed, so, kom ons kom nou terug. So nou het ons min of meer gesien, die skrif sê ook, die volk is die heiligdom. Dis dieselfde groep mense. Die stad, in die heilige stad is hier Jerusalem. Interessant, hy noem hom nie by sy naam nie. Dan sê hy, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. So wat is die uiteinde van die stad Jerusalem daarbo? Verwoesting, en dan 'n oorstroming. Maar nou jy self vir jouself vra, maar, joh, nou, jy kry twee soorte oorstromings. Want kyk, ons wil nou nie hoor wat Deborah vandag sê nie, want Deborah is besig om te verduidelik die stad Jerusalem met sy sogenaamde derde tempel wat hulle nog nie gebou het nie. Wel, dit gaan verwoes word. Dit gaan wegsak onder die see. So dit is 'n evangelie wat ons nie wil hoor nie. Ons gaan eerder sê sy's verkeerd. Maar dit staan hier geskryf. So, ons kan aan hierdie Daniël 9 profesie niks doen nie. Dit geen wonder die Jode wil dit nie lees nie. Dis nie goeie nuus vir hulle nie. So, kom ons kyk of ons kan kry. Hy sê Openbaring 18 vers 21, en een sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meulsteen en dit in die see gegooi en gesê, so met 'n vaart sal Babylon die groot stad neergegooi word en nooit meer gevind word nie. So Babylon sink weg in die see. Die einde van Babylon is met 'n oorstroming. Babylon is hierdie Joodse staat met sy hoofstad Jerusalem. Openbaring 11 vers 8, en hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. Weereens, hulle noem nie daai stad by sy naam nie. Hulle gee hom simbole. Hy sê hy is Sodom. Nou Sodom is 'n hoerstad. Egipte het te doen met slawerny. En dan kom hy, en hy probeer vir jou verduidelik met 'n laaste ou lyntjie, waar ook ons Here gekruisig is. So wie is dit? Waar is dit? Dis Jerusalem. Daai stad daarbo. Dis 'n hoerstad, 'n stad wat die wêreld in slawerny het. Sy ander naam is Babylon, waar ook ons Here gekruisig is. Daar is hy. Nou kom ons kyk. Nou as die stad oorstroom gaan word, gaan die heiligdom, hierdie volk, ook oorstroom word. Ja, maar hy word oorstroom deur nasies. Jesaja 8 vers 7, kyk, daarom sal die Here oor hulle laat kom die sterk en magtige waters van die Efraat, die koning van Aser en al sy heerlikheid. En hy sal bo al sy bedding styg en gaan oor al sy walle, en hy sal in Juda indring, instroom, oorloop, tot die nek toe sal hy kom, en die uitbreiding van sy vlerke sal die land in sy breedte vul, o Immanuel. Wat is waters? Nasies.
So die magtige waters, hy praat van die Efraat, maar dit is simboliek. Niks te doen met 'n fisiese Efraat nie. Niks daarmee te doen nie. So, waar gaan hierdie waters heen? Die waters sal oor Juda stroom, tot by die nek toe. Juda se kop sal uitsteek. Die volk Juda, die Judeërs, net hulle kop steek uit, soos wat die nasies hulle sal oorstroom. Maar, sê die skrif, Juda sal herstel, hy sal uitgered word. Maar hierdie Jerusalemstad, dit sal nie uitgered word nie. Hy sal wegsink onder die see. Kom ons lees aan. Kyk, want nou wil ons by die laaste week profesie kom. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Nou hierdie is die versie wat hulle gebruik om vir jou te verduidelik, nee jong, hierdie het te doen met die antichrist gaan nou sit daar in 'n derde tempel, want Paulus sê so, en kyk, Daniël 9 sê ook so. So, daar is 'n 7 jaar tydperk oor, as ek hulle vra, waar is hierdie 7 jaar tydperk Openbaring, ek kan hom nie vir my gee nie, want hy is nie daar nie. Maar, hulle gebruik hierdie 7 jaar tydperk, hierdie laaste week van die Daniël 70 profesie, dan sê hulle, jong, jy moet nou verstaan, hierdie wys duidelik daarop, die Joodse staat is daar, die antichrist gaan 'n sterk verbond sluit met baie, dan gaan hy die Jode dwing om die slagoffers en spysoffers van die derde tempel, wat hulle begin het, wat eintlik lasterlik is, gaan hy nou afskaf, hy gaan Jesus Christus se guns doen, hy gaan dit afskaf, want eintlik moes dit dan al afgeskaf word, en hy is nou die antichrist. Maar dis nie wat hier so staan nie. Hierdie hele profesie gaan oor. As hy nou hier gepraat het, na 62 7-talle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom, so dan praat hy van Jesus. So 62 7-talle, en dan die 7 7-talle is 69 7-talle, dan kry ons vir Jesus Christus. Hoe lank het Jesus Christus dan nou gesels? Hoe lank het hy geëvangeliseer? Hoe lank het hy sendingwerk gedoen, gepraat en verduidelik, en weer verduidelik? Wel, 42 maande, 3,5 jaar. Hy het vir 1 week lank met baie die nuwe verbond gesluit. Het Jesus nie gekom om die nuwe verbond te sluit nie? Is dit nie God wat verbonde sluit nie? Waar kom ons daaraan dat dit nou 'n vredesverbond is, en dit sal nou te doen hê met die Midde-Ooste, en miskien is dit nou Donald Trump wat nou 'n vredesverdrag sluit met die Jode. Eintlik sluit, ek meen, daar is nie 'n probleem tussen die Jode en die VSA vandag nie. Die Jode beheer die VSA. So, wie is die persoon? Want dit word nou gebruik as, kyk hoe kom Trump nou, en hy sluit nou 'n vredesverdrag tussen die Joodse staat en Gaza, en jong, hy gaan nou die ding tussen die Jode en Iran ook uitstryk, en die grootste klomp nonsens denkbaar. Maar baie mense glo dit, want hy weet nie waar dit staan in sy Bybel nie, so hy glo dit wat die pastoor vir hom sê. Jesus sluit 'n verbond. Antichrist sluit nie met iemand 'n verbond nie. Jesus sluit 'n verbond. Met baie. Staan ook in die Nuwe Testament. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Het hy dit gedoen? Het hy die offers weggevat? Ja. Of offer jy nog vandag nog? Nee. Jy sê vir my, sê ek offer nie, Jesus is my offer. So dan het hierdie vers mos nou alles te doen met Jesus Christus. Vir 42 maande, 3,5 jaar, die helfte van 7 jaar, het hy gepreek en met baie 'n sterk verbond gesluit. Korrek. Nou kom ons kyk, ek het dit nou nogal hier uitgehaal, kom ons kyk of ons 'n ou versie kan kry wat dit sê. Weet nou nie of ek hom nou nie neergeskryf het nie, maar ons kry dit daar in Matteus, kom ons kyk of ons hom nie sien nie. Ek kyk of ek hom gou kry vir julle. Staan nou nogal in Matteus. Kom ons kyk. Want Matteus 26 vers 28, want dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Vir baie, nie vir almal nie, vir baie. So, die nuwe verbond is daar gestel. Jesus Christus het 'n nuwe verbond daar gestel. En daai nuwe verbond, daarvolgens het hy slagoffer en spysoffer afgeskaf. So hierdie vers het niks te doen met 'n antichrist wat nou gaan sit in 'n derde tempel, of daar gaan nou 'n vredesverbond kom, 'n wonderlike vrede gaan oor die Midde-Ooste neerdal nie. Dit is nou jammer om jou te leer te stel, dit sal nie gebeur nie. Die Jode sal hierdie nog verbou.
Selfde ouens in Hezbollah in Libanon en die Iranese ook. Jy sal maar moet hou wat jy het, want die Jode het geen ontzag vir lewe nie. Bloedvergieting is vir hulle baie belangrik, is deel van 'n offerhandestelsel binne in die Talmud. Dis hoekom. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Dis korrek, dit het gebeur. En dan sê hy, en op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde. So daai einde, watter einde is dit? Dit is die einde van die stad. Die stad, daai uiteinde van die stad. Wel tot aan die einde, wat hierdie stad, die tydperk wat die stad gegin word, om te funksioneer en om daar te wees en op 'n kaart te wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, wat is vasbesluit? Wat is vasbesluit? Hy sê, en tot die einde toe sal dit oorlogs wees, vasbeslote verwoestings. So wat is vasbesluit? Verwoestings. So, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, dis verwoestings, sal oor wat woes is, dit wat verwoes is, en oor verwoes word, uitgestort word. Nou, gewoonlik, wat stort ons uit op die ou einde van die dag? Die oorstroming van water. So dit is die uiteinde van die Joodse staat, is die uiteinde van die stad Jerusalem. Hy sal op die ou einde woes wees, en hy sal wegsak onder die see. Weereens, dis hoekom die Jode nie toegelaat word om Daniël 9 te lees nie. Nou moet jy vir my sê, wel Deborah, ons het 'n probleem, jy het alles mooi opgetel, maar ons is seker, ons kort 42 maande. Jy's reg, ons kort 42 maande. So, ons kort 'n halwe van 'n 7 jaar tydperk. So, na 'n halwe van daai 7 jaar tydperk, het Jesus slagoffer en spysoffer afgesny, hy is uitgeroei sonder iets vir hom, hy het opgestaan, hy het opgevaar na die hemel, ons kort 42 maande. So waar kry ons hierdie 42 maande? Wel, ons lees dit in die Bybel. So, ons moet net lees, ons gaan al hierdie antwoorde kry in die skrif. Kom ons kyk of ek hom vir julle kan kry. Dit is daar in Openbaring 13. Ekskuus, ek sal hom gou gaan haal. Openbaring 13. Net bietjie helderder maak hierso. Openbaring 13 kry ons dit. Goed, hy praat hier van die dier, ek het net een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond is. So een van daai 7-koppige dier, is eintlik 8-koppige dier, het 'n dodelike wond gekry, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Wat is hierdie dier? Is 'n superpower, is die Vatikaan, is die pausdom. Dit het niks te doen met 'n fisiese persoon, en hy gaan nou deur die kop geskiet word, en dan gaan hy wonderbaarlik herstel. Klomp nonsens. Dis die grootste klomp nonsens denkbaar. Die Bybel sê vir jou wat is 'n dier. Jy gaan lees dit daar in Daniël 7. En hulle die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe spreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. En hy het 'n mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel in die wat in die hemel woon, te laster. Waar is God se tabernakel? Daar in Jerusalem. Wag ons nog vir hom. Hy moet nog gebou word, né? Nee, tabernakel is Jesus Christus. Jy lees dit daar in Openbaring 20, Openbaring 21. So, dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. Waar is die wegraping? Waar is die wegraping? Hierdie ouens moes al weggeraap gewees het. Nee, daar is nie ene nie. Want anderste was dit hier geskryf. Dit is aan hom, dit is hierdie dier wat die dodelike wond ontvang het en wat genees het, en ek het hier oorleringe gemaak, so jy kan dit kry daar op YouTube of jy vra vir my aan op WhatsApp. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Nou altyd as hy praat van stamme, taal en nasies, dan verwys dit na Israel. Die ander ouens is die bewoners van die aarde. Hierso staan dit, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Is interessant. Hy sê nie, hy sal oorlog voer teen die aardbewoners nie. Dis nie wat daar staan nie. Daar staan dat hy voer oorlog teen elke stam en taal en nasie. Hoekom sê hy nie aardbewoners nie? Want hy praat van 2 verskillende groepe mense. So hy praat hier van Israel. Hulle is die stamme en tale en nasies. En dit het niks te doen met die Jode nie.
Israel word baie nasies, hulle word die blanke westerse nasies, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. So wie gaan hom aanbid? Wie gaan hierdie dier wat die dodelike wond ontvang het, maar toe herstel het, dis die Vatikaan, wie gaan hom aanbid? Wel, almal was se name nie in die boek van die lewe is nie. So, teen wie voer hy oorlog? Vir wie gaan sy stelsel 'n probleem wees? Vir die heiliges. Hoekom? Hulle name is in die boek van die lewe. So sy stelsel wat hy inbring, en hy bring die koop en verkoop stelsel in, wat jy kan nie koop en verkoop sonder die merk van die dier nie. Daai stelsel is vir die heilige se probleem. Daai ouens in China het nie probleem met die stelsel nie. Hierdie stelsel is lange jare al daar in China, die social credit score en die stelsel waar volgens jy met jou foon betaal en almal staan in die ry vir die volgende jab, en dit is glad nie 'n probleem in China nie. Hulle is deel van die aardbewoners, dit is glad nie 'n probleem nie, hulle hou van die stelsel. Die Vatikaan sê die Chinese is vir hulle 'n perfekte stelsel van hoe moet dinge gedoen word in 'n samelewing. Baie kontrole, baie beheer. So, nou baie sê ja, hierdie oorlog het te doen met Armageddon. Nee, dit het nie. Daardie oorlog voer is op 'n geestelike wyse en op 'n ekonomiese wyse. Waar die ekonomie dan op 'n ou wyse inskakel by 'n worshipping, dit wil sê 'n aanbidding van die dier. En hoe weet ons dit? Want hy sê hierso, hy gaan die beeld oprig en 'n gees aan die dier se beeld gee, dan praat hy nou, is eintlik die FSA, en sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy, wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. So wat sê hy vir jou? Hy sê hier kom 'n ekonomiese oorlog teen die heiliges. Dis hulle wat nie die merk wil vat nie. Dit is hulle wat nie wil saamwerk met die social credit score en die zero carbon agenda en agenda 2030 en al hierdie twak nie. Dit is hulle. So die oorlog is teen hulle. Beteken dit ouens word voor die voet doodgemaak? Nee, nog nie. Ons is nog nie by die derde wêreldoorlog nie. Ons sal sien dat hulle op 'n stadium by daai punt ook kom. Want ons lees daarvan in die skrif. Ons lees daarvan in Openbaring. So, maar hier lees ons dat daar 'n oorlog gevoer word en die oorlog is op 'n ekonomiese vlak. Sien ons dit vandag? Ek sien ons dit. Die boere mag nie meer plant nie. En jy kan tot deesdae met jou hoendertjie registreer daar in Brittanje. Jy mag nie meer plant met kunsmis nie. Dit het daar gedoen met Nederland. Ons moet nou uit 'n laboratorium uitkom. Nee, ons moet nou almal met ons fone koop en die ATM's, die outomatiese tellermasjien in Suid-Afrika word nou drasties verminder. In Europa mag jy meer as $1000 hê wat jy spandeer, wat jy kontant het iewers in jou huis nie. As jy meer as dit het, is jy 'n terroris en jy sal op die grey list kom. Dit is wat ons sien hier. So, dit is daai 42 maande beleef ons reeds, ons is in dit. Ons kom agter, ons 94 dae vloek op Suid-Afrika neergekom. Is net 'n sottelike predikant en 'n pastoor wat vir jou gaan verduidelik, maar ons is nou binne God se wil en binne sy seëninge. Ons is nie, ons is buite God se wil en buite die seëninge. Dit is hoekom dit so sleg lyk in Suid-Afrika en ons so voor die voet vermoor word. Dit is hoekom ons refugees is. Ons was nie refugees voor 94 nie, so wat het verander? Ons het 'n swart regering gekry en apartheid is afgeskaf. Dis waar die probleem lê. Maar goed, die volk wil dit nie hoor nie. So, hy sluit 1 week lank 'n sterk verbond. Dis korrek. So, die eerste deel van daai week het verloop met Jesus en sy apostels. Het hy met hulle 'n verbond gesluit? Ja. Het hy hulle geleer? Ja. Hulle was sy getuies. Getuies is net daarby verbonde. Ons het 'n verbond. Ons is 'n getuie. 'n Verbond is 'n kontrak. Julle is my getuies. Reg, en nou op die einde van tye, nou wat ons in hierdie tyd is van die 42 maande, daar is die 42 maande, wat gebeur nou? Wel, daar is steeds 'n verbond wat hy met ons sluit. Ons wat nog die nuwe verbond herken, en volgens die nuwe verbond wil ons gered word, en ons glo in Jesus Christus as ons saligmaker en ons verlosser, en ons bely hom as ons God.
Hy kan nie jou verlosser wees as hy nie God is nie. So ek weet nie hoe gaan jy die sommetjie maak nie. So, want geen skepsel kan vir jou verlos nie. Vat dit maar van my. Geen skepsel nie. Net God kan jou verlos. Hy is jou verlosser. Sy bloed is 'n ewige offer. Jy hoef nooit weer te offer nie. So, maar nou gaan baie mense sê, en dit is wat die pastoor ook sê, dan sê hulle, ja, maar kyk, hierdie versie stem ooreen met 2 Tessalonisense. Sit 4, 2 Tessalonisense 4, dink ek, kom ons kyk, ek kom net vir julle kry. Want hier in 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Dan sê julle, sien, daar is die antichrist. Dat is luister mooi, daar staan niks van 'n antichrist wat gaan sit in 'n derde tempel nie. Dan sê hulle, goed, kom ons lees die volgende versie. Die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Daar sê 'n tempel, nie? Goed, nee, maar dan gaan 'n derde tempel gebou word, en dan gaan die antichrist daar sit. Dis nie wat hier so staan nie. Is dit wat Paulus bedoel het toe hy gepraat het van 'n tempel? Nou, kom ons kyk na sy ander versies. 2 Korintiërs 6 vers 16. Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Bevestig hy wat ons nou net gedoen het? Ja. 1 Korintiërs 6 vers 19, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie? Nou wel, as die mens sy liggaam die tempel is, ja, en 'n klomp van ons kom by mekaar, en ons is 'n volk, dan is die volk mos die heiligdom. Die volk is dan die tempel. Nie waar nie? 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig, en dit is julle. So hy bevestig wat ek vir jou sê. Maar is lekker om versies te vat en dit aan die mense so saam te plak. Jy plak om jy flans so 'n aantal ou versies saam en dan praat jy die gemeente heeltemal die mekaar. Dan sit almal op heet en kolle en wag vir 'n sogenaamde vredesverdrag wat nou sal kom daar in die Midde-Ooste en dan gaan dan is dit net 'n kwessie van tyd, dan is die wederkoms hier. Daar staan nêrens dat daar op die einde van hierdie 70 week profesie 'n wederkoms is nie. Ja, ek meen, 'n wederkoms is 'n belangrike gebeurtenis. Word breedvoerig beskryf in Openbaring 11 en in Openbaring 19. So om watter rede is dit nie hier nie? Want daar is nie 'n wederkoms na die 70 week profesie nie. Ja, dis jammer, maar die ouens verstaan hierdie ding van die Bybel heeltemal verkeerd. Miskien moet ons gou daaroor praat, want dit gaan hier oor dat die ouens die tye verkeerd het. Kom ons kyk. Ek het nog so tyd 'n bietjie oor op hierdie ander foon. 30% op die battery. Kom ons kyk. Die groot storie wat vir jou vertel word, en dit is waar die hele leuen vandaan kom. Die Jode het hulle eie Bybel geskryf, hulle noem die Scofield Bybel. Reg, want Scofield het geheel met die Jode, hulle het hom ook befonds, hulle het ook die Bybel gedruk. So die Jode het vir hulle self 'n eie Bybel geskryf. Nou hulle glo nie wat daarin staan nie. Hulle glo die Talmud. Maar hierdie Bybel, hierdie Scofield Bybel is geskryf vir die evangelicals. Vir die ouens wat glo in die koms van 'n Messias en in Jesus Christus. So, wat hulle toe nou gedoen het, die Scofield Bybel is die eerste Bybel wat kommentary gehad het. Menende. Iemand het langs die kant commentaries gaan skryf, wel, hierdie vers moet jy so interpreteer, en daai vers moet jy so interpreteer, en daai, so het hulle dan nou die Bybel gebruik om 'n leuen saam te stel. Want is moontlik, jy kan dit doen met die skrif. Veral as jy hom begin letterlik lees, en jy dink, as hy praat van Jerusalem, dan praat hy van Jerusalem. Nee, hy doen nie. As hy praat van Sion, die berg Sion, die dogter van Jerusalem, Jerusalem, as hy 'n stad het, kan hy 'n dogter hê nie.
dogter van Jerusalem, is nageslag van Jerusalem, is nageslag van Juda. Jerusalem was die hoofstad van die twee stammeryk, Juda en Benjamin, en daarom verwys hy na hulle as Jerusalem. Hy verwys dan na die 10 stammeryk as Samaria. Samaria bestaan lankal nie meer nie, want Samaria was hulle hoofstad. Of hy verwys na hulle as Efraim, want Efraim was die stam wat hulle gelei het. So, maar hy noem hulle almal Efraim, al 10 noem hy Efraim. Maar hulle is nie al 10 Efraim nie. Hy noem hulle Efraim, want Efraim het hulle gelei. As hy praat van Juda, praat hy eintlik van Juda en Benjamin, maar hy sê dit nie elke keer nie. Jy moet weet, as hy van Juda praat, praat hy van Juda en Benjamin, want daar's die groep het in 2 geskeer, die volk het in 2 geskeer. Maar, kom ons kom terug. So hierdie Scofield Bible het hulle toe geskryf, en hulle het om seminaries, hulle het kweekskole opgerig, waar hulle baie pastore die verkeerde ding geloop en leer het, en hulle uitgestuur onder die Amerikaners in, en vir hulle gesê, luister, julle moet nou vir hierdie Amerikaners leer, die Jode is nou die ware volk van Israel, en hulle is nou herstel in 1948, nou ja, die Tweede Wêreldoorlog, en ons moet nou wacht, 70 jaar moet nou gaan, want dit was die eerste stories wat was, 2017 en 2018 was die 70 jaar dan min of meer verby, en ja, toe daar ook nog nie veel gebeur nie, behalwe dat daar nog oorloë is in die Midde-Ooste, soos wat daar maar altyd is die laaste tydperk, veral van 1948 af vanaf die Jode daar oorgeneem het. So, nou het ons is nou bietjie meer as 70 jaar wat die Jode nou in beheer is daar, God het nie die Jode herstel nie, Rothschild het die Joodse staat daar gestel. So, dit het niks te doen met God nie, en God, daar het nou herstel plaasgevind, en nou die Jode terugversamel, is klomp nonsens. As hulle werklik waar Israel was, het hulle Jesus Christus aanbid. Maar hulle aanbid hom nie, hulle verwerp hom. En dis vir hulle geprofeteer, want het staan daar in Openbaring 2 vers 9. Hy sê, daai wat Jode is, maar dit nie is nie, maar laster. Hoe weet ons jy te doen met een wat nie 'n Judeer is nie? Hoe weet jy te doen met 'n imposter, met 'n bedrieger? Wel, hy laster Jesus Christus. Hulle staatsgodsdienst is om Jesus te laster. En enige ou wat dink hulle gaan tot bekering kom, hy is nie mooi by nie. Hy moet sy medikasie verander. Goed, nou die groot storie is, dat die Joodse staat is nou herstel in 1948, so wel, nou is ons by die laaste week, hierdie laaste 7 jaar moet nou in plek kom, en ons moet nou wag vir die groot vredesooreenkoms, nou die Abrahamic Covenant, sogenaamde verbond het hulle al begin met Bill Clinton in 1995. Toe ou Billy Clinton, nou daar gaan sit en probeer saam met Yasser Arafat en die Jode en die Saudis sit, hulle probeer om nou 'n sogenaamde vredesverdrag daar te stel. Dit het toe glad nie gewerk nie. Ek meen, kyk waar is ons vandag. Dit is net verwoesting in die Midde-Ooste. As dit nie Irak is wat verwoes is nie, is dit Libanon. As dit nie Libanon is nie, is dit Gaza. As dit nie Gaza is nie, dan is dit Syrië. So, asseblief. Dit is net verwoesting. Want Esau maak oorlog. Die Jood maak oorlog, hy leef van sy smaart. Plaas dat hy leef van landbou, maar dit is nie vir hom gegee nie. Nou ja, so dit is die leuen wat vertel word, en dis hoe hulle dan nou by die laaste week uitkom, en dis hoe kom hulle vir jou verduidelik, left, right en center, maar moenie bekommerd wees nie, jong, hierdie ding van Trump gaan nou deurgaan, jong, Trump is hulle groot messias, Trump gaan nou vir hulle dinge doen, en miskien sal Trump nou nog sit in die 3de tempel, mens weet nou nooit nie, dalk is hy nou hierdie man. En so is hulle besig om te borduur op 'n leuen, wat niks te doen het met die Bybel nie, maar alles te doen het met die realiteit wat hulle graag wil skep, sodat hulle in beheer kan bly. Die Jode gaan op die ou einde, hulle is klaar besig daarmee, 'n artificial intelligence messias skep, wat dan nou volgens saam met die Sanhedrin sogenaamd sal regeer oor die wêreld. So dit is iets wat op die kaart is. Hoe ver hulle gaan kom daarmee, weet ek nie. Maar ek dink nie die Vatikaan gaan hulle toelaat nie, want die Vatikaan is die een wat homself gesit het in die plek van God. Die paus is the vicar of Christ, en hy kan sondes vergewe. En sy priesters kan sondes vergewe. En die Vatikaan is die een wat die wette verander het. Die Jode verwerp heeltemal die Nuwe Testament, dis waar. Maar die Vatikaan
het gaan verander aan die Bybel. En toe homself dan nou ook ex-katedra, hy gesien want hy het die paus se troon. Ja, hy is soos God. Nou, dit is natuurlik deel van die leuen. Solank as wat jy wag vir die antichrist wat gaan sit in die derde tempel daar in die Midde-Ooste, sal jy nie verstaan, die antichrist is die Vatikaan nie. Jy sal nie verstaan dat hierdie Great Reset agenda en Agenda 2030 en ons mag nie boer nie en ons moet laboratoriumvleis eet, het alles te doen met 'n stelsel wat hulle neergeskryf het op papier, een is Rerum Novarum en die ander is Laudato Si. En waarvolgens wil hulle 'n stelsel implementeer waar jy onder die Vatikaanse mag en krag sal funksioneer. En is reeds redelik ver daarmee al, né? So, maar kom ons kyk, want die groot storie is, en dit is wat hulle almal sê, en ek het nou al hieroor gepraat, maar kom ons praat maar weer daaroor. En dan gaan ek klaar maak. Kom ons kyk, Esegiel 38 en 39 is 2000 jaar uit mekaar uit. So enige ou wat vir jou sê, wel, dinge gaan nou gebeur, is Esegiel 38 en 39, het geen idee wat in sy Bybel staan nie. Dit is nou jammer, né? Esegiel 38 is Openbaring 20, en Esegiel 39 is die derde wêreldoorlog. En jy mensekind profeteer teen Gog en sê, so spreek die Here, Here, kyk, ek het teen jou, o Gog, vors van Ros, Mesag en Tubal, en ek sal jou weglok, en jou lei, en jou laat optrek uit die agterhoeke van die noorde, en jou laat kom op die berge van Israel. Dan sê hulle, sien julle, daar het ons dit, die Russe, saam met 'n klomp ander, Chinese miskien, Islam, hulle sal optrek teen die staat Israel, die Joodse staat daarbo, kyk, dit staan daar. Dis nie wat daar staan nie. Daar staan, hy sal kom op die berge van Israel. Wat is 'n berg? Is 'n koninkryk. Dit staan daar in Openbaring 17. So jy kan nie lees berge en dan sê, o, dit het te doen met 'n fisiese plek nie. Op grond van wat sê jy dit? Omdat daar staan berge. Die Bybel sê 'n berg is 'n koninkryk. So hoe kan jy dan nou daarvan praat? Hy praat van berge, meervoud, koninkryke van Israel. Het Israel baie koninkryke geword? Ja, volgens die Abraham verbond sal Israel baie nasies word en konings sal uit hulle voorkom. So hulle word koninkryke. Nou dit was so. Totdat die Jode en die Joodse bankiers en die vrymesselary en die eliminatie van die koningshuise ontslaag geraak het. En die wat hulle nie van ontslaag geraak het, het hulle verbaster. Die Romanovs het hulle uitgemoord voor die voet. En dit is die Jode wat hulle uitgemoord het. Ons weet almal al was die Joodse kommunistiese oorname. En in Frankryk het hulle die Bourbons, die koningshuis, ek is nou onseker van die naam, baie jare terug op skool geleer, het hulle daar uitgemoord. Daai Britse koningshuis is 'n verbasterde koningshuis, het met die troon van Dawid net nooit niks uit te waai nie. Maar hier sê hy, hulle sal kom op die berge van Israel, en dan sê hy, op die berge van Israel sal jy val, jy en al jou leers en die volke wat saam met jou is, aan die roofvoëls en allerhande vere en aan die wilde diere van die veld, het ek jou as voedsel gegee, en op die oop veld sal jy val, maar het nou net gesê op die berge. O, berge is 'n koninkryk, niks te doen met 'n fisiese plek nie. Dit het te doen met die koninkryke van Israel. Op die oop veld sal jy val, want ek het dit gesê, spreek die Here, Here, en ek sal 'n vuurslinger in Magog en onder hulle wat in die kuslande veilig woon, en hulle sal weet dat ek die Here is. So, hier sien ons dat tydens die derde wêreldoorlog, Rusland sal oorlog maak teen die koninkryke, die nasies van Israel. Nou, waar is hulle vandag? Want dis nie die Joodse staat nie. Gaan Rusland ook deur Europa gaan? Ja. Gaan Rusland Europa aanval? Ja. Ons sal sien, want hulle gaan hom uitlok daartoe. Hy word weggelok en uitgelok tot 'n oorlog. So hulle gaan Rusland baie kwaad maak deur hom seer te maak militêr, wat beteken hy gaan weer wraakaanvalle uitvoer. Op wie? Op NAVO en NAVO-lande, Brittanje, Kanada, VSA. Maak jou klaar daarvoor. Dit staan hier geskrywe. Sal hulle kom tot in die Midde-Ooste? Ja, want dit staan weer in Openbaring 17. Goed, maar ons sien dat hulle verslaan word op die berge van Israel. Maar, as gevolg van die oorlog, sal Europa totaal vernietig word. Goed, en die inwoners van die stede van Israel sal uitgaan 'n vuur maak,
en stook met wapens kyne groot. So, hy sê, hulle gaan vuur maak vir 7 jaar. Hier staan niks van Jesus gaan kom nie. Daar staan nie, dit is Armageddon nie. So, jy sal sien dat die berge van Israel, die koninkryke van Israel, oorlog voer teen Ros en die Gog en die Magog en hulle verslaan. Maar in die proses sal albei kante verskriklik verwoes word. Kom ons kyk. Ek wil hier op die einde lees. Kom ons kyk, hy sê hiersom, hy verduidelik presies van hoe hierdie oorlog gaan verloop en hy sê, en ek sal my heerlikheid onder die nasies bring. Watter nasies praat hy? Praat van Israel. Israel nasies. En al die nasies sal my strafgerig sien wat ek voltrek het en my hand wat ek op hulle gelê het. En die huis van Israel sal weet dat ek die Here hulle God is van die dag af en verder. En hy sê, en die nasies sal weet dat die huis van Israel van wie hulle ongeregtigheid in ballingskap gegaan het. Nou, as hulle dan nou herstel is in 1948, dan moet hierdie hele verhaal wat hier plaasvind, van die Gog en Magog, Esegiel 39, is eintlik die Tweede Wêreldoorlog. Maar dit is nie die Tweede Wêreldoorlog nie. So, die herstel van Israel kan nie plaasvind na die Tweede Wêreldoorlog nie, want in die Tweede Wêreldoorlog het ons nie hierdie belewenis gesien nie. Ons het nie hierdie ding gesien nie. Ons het nie Rusland in die Midde-Ooste gesien nie. Ja, dit was nie daar nie. So, hier sê hy dit. Hy sê, die nasie sal weet dat die huis van Israel van wie hulle ongeregtigheid in ballingskap gegaan het, omdat hulle teen my troubreek begaan het. So hy sê die nasies sal weet, die nasies van die huis van Israel, dat hulle in ballingskap was. Dis nou tydens die Derde Wêreldoorlog. Hy sê, en hulle teen my troubreek begaan en ek het my aangesig vir hulle verberg en hulle in die hand van hulle teestanders oorgegee. Wie was dit? Ros en die Gog en die Magog nasies. Sodat hulle almal, dis nou, groter deels van Israel, deur die swaard val. Volgens hulle onreinheid en hulle oortredinge het ek met hulle gehandel en my aangesig vir hulle verberg. Dis die Derde Wêreldoorlog, hy praat daarvan. Hy sê, maar hulle is in ballingskap. Hulle gaan nou eers agterkom, hulle is in ballingskap. Hulle gaan hulle identiteit ontdek. Daarom so sê die Here, nou sal ek die lot van Jakob verander. Nou, na die Derde Wêreldoorlog, sal die lot van Jakob, Israel verander, en my ontferm oor die hele huis van Israel en ywer vir my heilige naam. En hulle sal hulle smaad vergeet en al hulle ontrou wat hulle teen my begaan het, as hulle in hulle land veilig woon en daar niemand is wat hulle verskrik nie. Nou sê mense, ja, sien, hulle gaan terug daar na boontoe. Nee, dis nie waar daar staan nie. Nou ja, as ek hulle terugbring uit die hoeke en hulle versamel uit die land van hulle vyande, sal ek my en hulle as die heilige ken voor die oë van baie nasies. So, daar sê hy dit. Hy sê, tydens die Derde Wêreldoorlog is die herstel van Israel. Maar Esau, wat het Esau gaan doen? En hierdie ding is baie belangrik. Kom ons kyk of ons dit gou kan kry. Want hierdie wil ek dan nou bysit, net as 'n versie, dat jy net kan onthou. Ek het vergeet om dit te sê. Kom ons kyk. Wat het die Jode gaan doen? Die Jode het daar in die Midde-Ooste ingetrek, op grond van 'n leuen, gesê dis hulle grond, God het dit nou vir hulle beloof. En nou het hulle die plek gaan opbou. Dan sê God spraak, die woord van die Here aan Israel deur die diens van Maleagi 1. Ek het julle lief gehad, sê die Here, nogtans vra julle, waarin het u ons lief gehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie, spreek die Here, tog het ek Jakob lief gehad, maar in Jakob en Esau haat hy gaan hom verwoes. Hy kry nie 'n erfdeel nie, maar oor Jakob gaan hy hom ontferm. Reg. Nou, julle weet natuurlik die Jode, dat ons wat blankes is, ons is Amalek. Mede, Amalek was die seun van Esau, kleinseun van Esau. So, die Jode sê, ons is Amalek. En dit is hoekom hulle hierdie Derde Wêreldoorlog oor ons bring, in die hoop dat Rusland totaal van die blanke gaan ontsla raak. Die grootste deel van Europa, Brittanje, VSA sal verwoes word met kernmissiele. Dit raak 'n wildernis, 'n woestynny. Hulle wil graag hierdie vers op ons van toepassing maak. Hulle sê dit openlik. Ons is Amalek. Hulle sê dit. Maar dit is verkeerd. Hulle is Amalek.
Ons is Jakob. Want hoor wat hy sê, as Edom sê, ons is wel verwoes, maar ons sal die pynhope weer opbou. Watter pynhope praat hy? Watter pynhope sal die skrif nou van praat? Hy praat van daai stede waar Israel gewoon het. Daar waar hulle was. Ons is wel verwoes, maar ons sal die pynhope weer opbou. Nou, wil julle vir my sê, die laaste 70 jaar was daar nie 'n opbou nie. Dan val daar 'n paar missiele, daar is 'n verwoesting, daar is 'n oorlog, dan bou die Jode weer op. Wil jy vir my sê, die laaste 12-daagse oorlog met Iran, was daar groot skade aan Jerusalem en Tel Aviv aangerig, en aan hulle hawens en aan hulle lughawe. Dit is biljoene rande se herstelwerk. Hulle het nou gaan probeer om daai geld te kry by die Amerikaners. Die Amerikaners moet betaal vir die skade wat die Iranese gedoen het aan die Joodse staat, nadat die Jode hulle eerste aangeval het. Geen wonder die Amerikaners kry so swaar finansiëel nie, die geld gaan daar na die Jode toe. So nou sê hy sê as Edom sê ons is wel verwoes, maar ons sal die pynhope weer opbou, dan sê die Here van die leerskare dit, laat hulle tog bou, laat hulle bou. Ek breek dit tog af. En die mense sal hulle noem grondgebied van die goddeloosheid, en die volk waarop die Here vertorend is tot in ewigheid. So dis wat hy sê. Hy sê, dit is die grondgebied van goddeloosheid. En as jy nou, as jou gewete jy nou al 'n bietjie begin plaat, ek meen jou hier binne in jou hart, kyk jy na die verwoesting wat die Jode aanrig oor Gaza, en dit pla jou nie, nou dan moet ons sê, jy's 'n psigopaat, né? Maar as dit jou pla, as jy dit sien, en hier in jou hart, jou gewete, sal vir jou sê, maar so tree 'n mens nie op as jy wil vrede hê nie. Dit is die vinnigste manier om 'n oorlog te kry, is om dit met mense te gaan doen. Dan behoort jy nou al te verstaan, hulle is die grondgebied van die goddeloosheid. Dis korrek. Want naas die feit dat hulle Jesus verwerp het, hulle hom laster in die Talmud, hulle laster ook sy moeder as 'n hoer, hulle haat die Christene met 'n passie, jy moet maar rondop daar, in die Joodse staat, om jy sien hoe spoeg hulle op jou, hoor? Kyk maar 'n bietjie, die video's is daar op TikTok, spoeg hulle op jou, hulle slaan jou in die middel van die straat, jy moet nou jou pastoorjassie aantrek, daar in Jerusalem, ou maat, hulle slat vir jou net daar, dan spoeg hulle jou, en skop hulle jou. Dit is die grondgebied van die goddeloosheid, dis waar die goddeloosheid ook uitbroei oor die aarde, kom alles daar van die Talmud af. Maar goed, as ons het sê, ons het nou 'n krisis, né? So, hulle is nie die Israel van die Bybel nie. Hulle het daardie area oorgevat met 'n leuen, en hulle erken dit. Ek het Jode wat dit erken op video, waar hulle dit sê. En nou maak hulle oorlog om die area te vergroot, en in hierdie doelwitte van hulle om die area te vergroot, the Greater Israel Plan, het hulle geen ontzag vir vrou, kind, baba, swanger vrou, ou mense, weerlose mense, ongewapendes nie, geen ontzag nie, geen, want volgens hulle Talmud is die Palestynë en ook ons wat blank is, diere. Ons is die goyim, ons is cattle. So, ons is minder as mense, en daarom hoef ons nie soos mense behandel te word, en het ons ook nie menseregte nie. So ja, al wat ek nou vandag vir jou wil sê is, die laaste week van Daniël se profesie, is daar is nie 7 jaar oor nie, daar is 42 maande tydperk oor, dit is reeds besig om geïmplementeer word, dit is die Great Reset beplanning, wat ons nou sien, die Zero Carbon Agenda, wat hulle besig is om te implementeer wêreldwyd, hierdie ding dat jy nie meer kan praat teen die Jode nie, nie eers in die VSA mag jy nou praat teen die Jode nie, dan is jy antisemitic. Asof die Jode semitiek is. Nou ja, jy weet as die Jode sem is, wie is ons dan? Is ons dan Gam? Die Kassiete kom uit Gam uit, die Kanaaniete kom uit Gam uit. So ou moet mooi gaan dink, waarmee het jy te doen?
Die Jode is nie blank nie. Die Jode is 'n baste ras, hulle is 'n nie blanke ras, hulle sê dit ook. So, hulle is definitief nie Sem nie. Sem se nageslag is die blankes. Jafet mag woon in die tente van Sem. Jafet was ook blank. Maar ons sien uit Gam, sien ons die nie blanke volke na vore tree. Nou, hoe dit ook al sê, hierdie is my kort en my lank, ek wou maar net aan jou oordra. As jy weer volgende keer hoor die pastoor praat van, ons is nou daai laaste, ons wag nou net vir daai laaste 7 jaar, en dit gaan nou baie binnekort wees, en dan is die wederkoms. Dan moet jy begin vra vir hom, waar staan dit? En dan gaan hy vir jou begin om hierdie versies te wys, en dan moet jy vir hom verduidelik, hy lieg. So jy moet die versies goed genoeg ken, dat jy kan sê, meneer die pastoor, jy het heeltemal die pot misgesit, jy is besig om vir ons 'n leuen te verkondig, want dit is nie wat staan in die Bybel nie. Nou ja, ek sit die kommentare aan, en dan het ons 'n paar minute wat ons kan gesels. Reg. Goed, ouens, praat gou-gou. Ja, julle kan my kontak. Jy kan my privaat message stuur op TikTok, of kan jy my nommer gee of so. So ja, ek wil gaan rus, ek het 'n uur met julle gesels. Ek wil kyk of ek nog 'n